God se woord lees ons uit Lukas 23 van vers 33 af. Die geskiedenis van die kruisiging en die begrafnis van ons Here Jesus. Lukas 23 van vers 33 af. Toe hulle op die plek kom wat hoofskedel genoem word, het hulle hom daar gekruisig. En die kwaaddoeners, een aan die regter en een aan die linkerkant. En Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerk. En die volk het dit staan en aanskou. En die owerstes het saam met hulle ook geskimp en gesê, ander het hy verlos. Laat hy homself verlos as hy die Christus, die uitverkorene van God is. En die soldate het hom ook bespot en gekom en vir hom asyn gebring. En gesê, as u die koning van die Jode is, verlos u self. En daar was ook 'n opskrif bokant hom geskrywe in Grieks en Romeinse en Hebreëse letters. Hy is die koning van die Jode. En een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as u die Christus is, verlos u self en ons. Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is? Ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerds gedoen nie. En hy sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer u in u koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En dit was omtrent die 6de uur. En daar het duisternis oor die hele aarde gekom tot die 9de uur toe. En die son is verduister, en die voorhangsel van die tempel het middeldeur geskeur. En Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Toe hy dit gesê het, blaas hy die laaste asem uit. En toe die hoofman oor 100 sien wat daar gebeur, het hy God verheerlik en gesê, waarlik, hierdie man was regverdig. En die hele skare wat vir hierdie skouspel bymekaar was, het op hulle borste geslaan toe hulle sien wat gebeur het, en hulle het teruggegaan. En al sy bekendes het ver weggestaan, ook die vroue wat hom van Galilea gevolg het, en hierdie dinge gesien. En daar was 'n man met die naam van Josef, 'n lid van die raad, 'n goeie en regverdige man. Hy het nie met hulle raad en handelswyse saamgestem nie. Van Arimatea, 'n stad van die Jode, wat ook self die koninkryk van God verwag het. En hy het na Pilatus gegaan en die liggaam van Jesus gevra en dit afgehaal en in linne toegedraai en dit neergelê in 'n graf wat uit 'n rots gekap was, maar nog nooit iemand in gelê het nie. En dit was die dag van die voorbereiding en die Sabbat wou aanbreek. En die vroue wat saam met hom van Galilea gekom het, het ook gevolg en die graf gesien en hoe sy liggaam neergelê was. Daarna het hulle teruggegaan en speserye en salf berei en op die Sabbat gerus volgens die gebod. Geliefdes, ons oordink vandag 4 van die kruiswoorde van ons Here Jesus, Lukas 23 vers 34, 43, 46 en dan ook Matteus 27 vers 46. Goeie Vrydag. Vandag herdenk ons die kruisiging en die dood van ons Here Jesus Christus. Daardie Vrydag, omtrent 2000 jaar gelede, wat nou as Goeie Vrydag bekend staan. Ja, vir ons was dit 'n goeie Vrydag. Die beste Vrydag. Die grootste Vrydag in die geskiedenis van die mensdom. Verlossingsvrydag.
Vrydag. Daar was egter niks goeds aan daardie Vrydag vir Jesus nie. Inteendeel, goeie Vrydag was eerder slegte Vrydag, bitter Vrydag, swart Vrydag, Vrydag van pyn en Godverlatenheid en dood. Dit was die dag waarvoor Jesus mens geword het. Nou was sy taak op aarde amper afgehandel. Nou preek hy nie meer net met woorde nie, maar lewer hy eintlik die grootste preek van alle tye met sy kruisdood. In hierdie preek, wat ongeveer 6 ure geduur het, het Jesus net 7 sinnetjies gesê. En sommige van hierdie sinnetjies is in die Grieks net 1 woord lank. En met hierdie 7 kort sinnetjies sê Jesus alles wat gesê moet word. Meer as dit was nie nodig nie. Sy gebreekte liggaam in die kruis, sy gegote bloed, het alles gesê. En tog spreek elkeen van hierdie 7 sinnetjies boekdele. 7 is immers ook 'n volmaakte goddelike getal in die Bybel. Van hierdie 7 kruiswoorde het Lukas vir ons 3 neergeskryf. Johannes het vir ons 3 neergeskryf en Matteus en Markus het vir ons albei dieselfde een neergeskryf. Jesus is op daardie Vrydag om 9:00 die oggend gekruisig. Van 9:00 tot 12:00 het hy waarskynlik 3 keer gepraat. En sy eerste woorde was 'n gebed. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En daarna skenk hy aan die veroordeelde misdadiger langs hom, wat tot bekering gekom het, die ewige lewe. Ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En dan vertrou hy sy ma Maria aan Johannes se sorg toe, as hy vir haar en vir Johannes sê, daar is u seun, daar is u moeder. Van 12:00 die middag tot 3:00 toe was daar duisternis, waar tydens Jesus sy donkerste ure op aarde beleef het. Tussen 12:00 en 3:00 die middag het hy geswyg en rondom 3:00 die middag het hy sy laaste 4 sinnetjies gesê. My God, waarom het u my verlaat? Ek is dors. Dit is volbring. Vader, in u hande gee ek my gees oor. Dit is duidelik dat die eerste 3 van die 7 kruiswoorde gaan oor Jesus se liefde vir sonde verlore mense. Hy vra die Vader om die mense wat hom kruisig te vergewe. Hy verseker die bekeerde kruiseling langs hom van die ewige lewe. En hy vertrou sy ma aan Johannes se sorg toe. Die volgende 2 sê vir ons iets van die onbeskryflike lyding wat hy in ons plek verduur het. My God, waarom het u my verlaat? Ek is dors. En die laaste 2 sê vir ons wat die gevolg was van Jesus se kruisiging. Dit is volbring. Vader, in u hande gee ek my gees oor. So hierdie 7 kort sinnetjies was as dit ware Jesus se testament, wat hy vir sy volgelinge, vir ons, sy kerk, nagelaat het. Nie bladsye en bladsye ingewikkelde regstaal nie. Nee, 7 kort, kragtige, hartverskeurende, aangrypende, lewensveranderende sinnetjies. Nog meer aangrypend is dat hy self sy testament aan sy volgelinge voorhou, voordat hy sterf. Vanoggend gaan ons iets van Jesus se kruisdood probeer verstaan aan die hand van die 3 kruiswoorde wat Lukas vir ons neergeskryf het, en die een wat Matteus en Markus vir ons neergeskryf het. Sodat ons ook herinner kan word aan die lyding wat ons Here vir ons deurgemaak het, en waaroor dit werklik gaan in Paasfees,
Jesus se eerste woorde aan die kruis was: Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ongelooflik. Nie Vader, verdelg hierdie klomp bloeddorstige, verharde wreedaards nie, maar vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ja, reg aan die begin van sy testament sê Jesus waaroor sy hele lewe op aarde gegaan het en waarom hy nou aan die kruis hang. Vergifnis. Hy hang aan die kruis om vir ons sondes te betaal, om vir ons vergifnis te bewerk. Daarom is een van die belangrikste kenmerke van Christendom om ander te kan vergewe, omdat God my vergewe het. Jesus het vir sy disippels geleer, julle moet mekaar vergewe, tot 70 maal 7 keer, met ander woorde onbeperk, en julle moet julle vyande lief hê. En nou wys Jesus, terwyl hy onskuldig op die pynlikste manier denkbaar tereggestel word, dat daar nie leë woorde was nie. Hy stel steeds die voorbeeld. Hy is so ernstig daaroor dat ons mekaar moet vergewe, dat hy bereid is om daarvoor te sterf. Wanneer ander sou vervloek en uitskel en veroordeel en verwens, bid Jesus, Vader, vergeef hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Ja, volgens sy testament laat hy vir ons vergifnis van ons sondes na en verwag hy dat ons mekaar ook sal vergewe. Jy verstaan iets van die doel van Jesus se hele lewe op aarde en van sy kruisiging, as jy ook kan bid vir hulle wat jou te nagekom het en hulle kan vergewe, omdat God jou die hele lewe se sondes vergewe. Vergeef dus, vergewe. Dit is die eerste nalatenskap van Jesus in sy testament. Jesus se tweede kruiswoord was gerig aan een van die veroordeelde misdadigers wat langs hom gekruisig is, en wat daar aan die kruis tot bekering gekom het. Ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Geliefdes, hierdie klousule van Jesus se testament volg op die eerste, naamlik die een oor vergifnis. Vergifnis van sonde. En dit weerspieël ook die doel van sy menswording en sy kruisiging, om sondaars van die sonde en die ewige dood te verlos en aan hulle die ewige lewe te gee. Ja, hierdie woorde is uiteindelik aan elkeen gerig wat in Jesus Christus as verlosser glo. Ek is in jou plek aan die kruis gespyker. Jy kry die ewige dood in plaas van die ewige lewe, in plaas van die ewige dood wat jy verdien. En geliefdes, elkeen wat dit glo sal so dankbaar wees dat hy alle sonde uit sy lewe sal wil uitroei en dat hy in alles sal vra, Here, wat wil U hê moet ek doen? Die heerlikheid van die ewige lewe wag, verseker. En dit sal ons aanspoor om elke dag soos nuwe verloste mense wie se plek in die nuwe Jerusalem bespreek is, te lewe. Ja, Jesus Christus se gebreekte liggaam is vir ons die waarborg en die bewys daarvan dat ons plek bespreek is. Dit gee vir ons geloofsekerheid. Hierdie woorde geld ook vir ons. Jy sal saam met my in die paradys wees. Daar was nog nooit 'n testament met 'n groter erflating as hierdie nie. Ewige lewe uit genade sonder enige verdienste. Geliefdes, is opmerklik, hierdie veroordeelde misdadiger het waarskynlik nog nooit sy voete in 'n kerkgebou gesit nie. Hy het nog nooit Bybel gelees en gebid nie. Hy het glad nie verdien om gered te word nie.
Maar hy gryp in die geloof van Jesus Christus vas en hy ontvang die ewige lewe. En so word ons ook onverdiend uit genade gered. Ja, ons dien nie die Here om gered te word nie. Hy het ons gered om hom te dien. Die feit dat ons Here die ewige lewe aan 'n veroordeelde misdadiger skenk, wat hy 'n lewe van onreg gelei het, en eers enkele ure voor sy dood aan die Here vasgryp, is vir ons die bewys dat ons uit genade alleen sonder enige verdienste van ons kant af gered word. Net so min as wat hierdie misdadiger dit verdien het. Net so min verdien ons om gered te word. Maar saam met die ewige lewe kom natuurlik ook die nuwe lewe. Die lewe in sy volheid wat ons ook saam met die vergifnis as geskenk ontvang. Die lewe van God bo alles lief hê en jou naaste soos jouself. Die lewe nie meer vir jouself nie, maar vir God en vir jou naaste. Ook hierin is Jesus vir ons die volmaakte voorbeeld. Hy sterf sodat ander kan lewe. 50 dae na die Paasgebeure, 10 dae na Jesus se hemelvaart, het hy sy Heilige Gees oor die kerk uitgestort. En dit is juist die Gees wat my so dankbaar maak vir die verlossing waarvan Paasfees my verseker, dat ek soos 'n nuwe mens wil lewe. Die heel belangrikste taak van die Heilige Gees is om 'n nuwe mens van my te maak. Hy maak my nuut deur geloof in my te wek. Sonder die werking van God se Gees in my kan ek nie glo nie, en kan ek nie so leef dat God meer word en ek minder nie. Ja, dit is ook die Heilige Gees wat in daardie verharde misdadiger gewerk het. Dat hy sy sonde bely. Ek kry die straf wat ek verdien, maar ek gryp aan Christus vas vir verlossing. So dis belangrik dat ons sal sien dat ons verlossing uit 2 dele bestaan. God red ons sonder enige verdienste van ons kant, en hy maak ons nuut deur sy Gees, sodat die dankbaarheid sal straal uit alles wat ons doen. Dat ons ook kan sê, hy moet meer word, en ek minder. As mens net aan die redding vashou, maar nie ook aan die vernuwing van jou lewe deur die Heilige Gees nie, dan is jy soos 'n vrugteboom wat geen vrugte dra nie, soos 'n wolk wat geen reën bring nie, 'n leë blik wat net kan raas. Dan sal dit steeds in alles vir jou oor jouself en jou eie behoeftes gaan. Aan die ander kant, as jy net aan die vernuwing deur die Gees vashou, en jy vergeet dat jy sonder enige verdienste uit genade deur Christus alleen gered word, dan sal jy steeds allerhande dinge probeer doen om gered te word. Dit is weer 'n fout wat die charismate maak. Jy moet in tale kan praat, of enige ander buitengewone gawe kan doen. Anders is jy maar 'n tweede klas gelowige. Jy moet 'n buitengewone ervaring hê, anders is jy nog nie wedergebore nie. Jy moet in ekstra openbarings buite die woord omglo, want God se woord is nie volledig of genoegsaam nie. En as 'n engel of Jesus self aan jou verskyn het, dan is dit soveel te beter. Geliefdes, die dodelike kiem van selfverlossing sit in hierdie soort teologie. Jy het Christus plus nog iets anders nodig, gewoonlik iets wat jy self doen, om gered te word. Christus plus 'n buitengewone ervaring of dade van jou kant. En hierdie mense spog graag oor hulle wonderlike ervarings. Maar as 'n mens so spog, wie word dan meer en wie word dan minder? Hierteenoor is die gereformeerde teologie Bybels en gebalanseerd. Christus red my uit genade, sonder enige verdienste van my kant.
net soos die misdadiger aan die kruis, en hy maak my nuut deur sy Gees. Kom ons sorg dan dat ons belydenis nie net 'n mooi teorie bly nie, deur dit 'n werklikheid te maak. Hoe? Deur elke dag soos dankbare, gehoorsame, nuutgemaakte mense te lewe onder leiding van God se Gees. Ja, dit is die Here Jesus se nalatenskap aan alle gelowiges. Die ewige lewe uit genade, op grond van Christus se verdienste, nie myne nie, en dan ook die nuwe lewe onder leiding van die Heilige Gees. Ons Here se 4de kruiswoord was, my God, waarom het U my verlaat? Matteus en Markus het elkeen net een kruiswoord neergeskryf, en dis hierdie een. My God, waarom het U my verlaat? Geliefdes, Jesus roep hierdie woorde nie wanhoopig of uit verbasing uit nie. Hy het immers vooraf presies geweet wat vir hom voorlê. En hierdie wete het hom bloedsweet in Getsemane ontpers. Hierdie woorde is al in Psalm 22 eeue voor hierdie gebeure opgeteken. En hy het van ewigheid af geweet dat hy hierdie woorde sou moes vervul. Nou is Jesus alleen. Sy Vader kyk ander pad in sy donkerste uur. Willens en wetens, terwille van ons verlossing en ons saligheid, draai die Vader sy rug op sy seun. Nou moet hy alleen die las van ons sondes dra. Nou moet hy alleen die las van God se woede oor ons sondes dra. Nou moet hy sy taak as verlosser en middelaar vervul. Ja, hy het hel deurgemaak in ons plek. Hy het bange Godverlatenheid gelei om ons van die ewige skeiding van God te verlos en ons met God te versoen. Om vir ons die versekering te gee dat God kragtens sy verbondsbeloftes altyd aan ons verbind sal bly. En so vervul Jesus die Vader se verbondsbelofte om vir ewig vir ons God te wees. Hy voorsien self 'n middelaar. Hy is self die middelaar. Uiteindelik weet ek, God het sy seun aan die kruis verlaat sodat ek kan weet hy sal my nooit verlaat nie. Tot in ewigheid sal hy my nooit verlaat nie. Hy sal altyd by my wees, ook en veral in my donkerste ure, sodat ek verseker kan weet. Hy sal my tot in ewigheid nooit verlaat of in die steek laat nie. Hy sal altyd daar wees vir my. Ek sal die ewigheid saam met hom deurbring in die nuwe Jerusalem. Geliefdes, Lukas het nie net die eerste 2 van Jesus se kruiswoorde vir ons opgeteken nie, maar ook die laaste een, die 7de een. Vader, in U hande gee ek my gees oor. Dit is Jesus se laaste woorde voordat hy sterf onder die las van ons sondes. Nou lê Jesus die goeie herder willens en wetens sy lewe af vir sy skape. Hy word nie deur die dood oorval of verswelg nie. Nee, hy lê sy lewe self af. Hy sterf aktief en bewustelik. Hy gee sy gees oor in die hande van sy Vader. En so word hy die lam van God wat homself vir ons sondes laat slag het. So word hy die hoë priester wat homself op die altaar plaas en sterf. En so deur so te sterf voldoen hy aan God se eise vir geregtigheid. Alleen deur die dood van die Seun van God kan daar betaal word vir die sondes van God se kinders. Ja, Jesus
se testament eindig met: Ek het vir jou sondes gesterf, sodat jy dit nie self vir ewig hoef te doen nie. Ek het gesterf sodat jy kan leef, nuut kan leef, waarlik kan leef en ewig kan leef. Deur my bittere dood laat ek vir jou die ewige lewe na. Ja, geliefdes, as ons Paasfees vier, as ons nadink oor ons Here Jesus se bittere dood in ons plek, dan wil ons huil en bly wees tegelyk. Ons wil huil oor die bittere lyding wat ons Here Jesus in ons plek gelei het onder die las van ons sondes. En ons wil juig van dankbaarheid, omdat daar daardeur vir ons verlossing, ewige verlossing gekom het. Vraag is, hoe reageer jy al hierdie dinge in jou lewe? Lewe jy soos 'n begunstigde van Jesus se testament? Lei die Heilige Gees jou om soos 'n nuwe mens te lewe? Ja, Jesus Christus het gesterf en opgestaan uit die dood. En ons glo en bely dat die ou mens wat ons was, saam met hom gesterf het, en dat ons saam met hom opgestaan het in 'n nuwe lewe. Ons weet mos dat ons sonde volmaak vergewe is, volkome vergewe is, dat Jesus Christus ons volkome verlosser is. Daarom mag hierdie Paasfees ons opnuut aanspoor om soos nuwe mense, verloste mense, skoon gewas deur die bloed van ons Here Jesus Christus, onder leiding van die Heilige Gees te lewe. Dankbaar, gehoorsaam, diensbaar. Amen. Kom ons dank saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons dank U vir dit wat rondom die kruisiging van ons Here Jesus en sy sterwe vir ons opgeteken is in U woord. Ons dank U dat ons deur ons Here Jesus se kruiswoorde daarin herinner kan word dat die Christelike godsdiens gaan oor vergifnis. God, U wat U kinders vergewe, al verdien hulle dit nie, sodat U kinders ander sal vergewe wat teenoor hulle oortree of sondig. Ons dank U dat ons ook geloofsekerheid kry uit die woorde, jy sal saam met my in die paradys wees. Ons weet ook dit is onverdiend. En nogtans kan ons daaraan vashou, want ons Here Jesus het dit self beloof aan elkeen wat aan hom glo. Dat ons ook die versekering het dat hierdie vergifnis onverdiend is, net soos wat die veroordeelde misdadiger dit onverdiend ontvang het, so ontvang ons dit ook onverdiend. Dankie dat ons weet dat U seun aan die kruis verlaat het, sodat ons nooit deur U begeef of verlaat sal word nie. Nie in ons donkerste ure nie, selfs nie eens wanneer ons deur die dal van doodskade weer gaan nie, maar dat ons weet, ons is vir ewig aan U verbonde. Deur U verbondsbelofte sal U altyd tot in ewigheid ons God wees. Dankie ook dat ons weet dat ons Here Jesus aktief gesterf het en so U wil vervul het, so vir ons geregtigheid verwerf het, want ons weet, dis die enigste manier waardeur ons verlos kan word, is deur die dood van die Seun van God. Lei ons nou, elke dag van ons lewens, om uit dankbaarheid hiervoor, U wil te soek en te doen, met blydskap en ywer en oorgawe, tot eer van U naam, om Jesus Christus ontwil. Amen. Geliefdes, ons slotsang is skrifberuiming 8, die beruiming van Openbaring 5,
of 5:3 in die groenboeke. Ons sing vers 1, 4 en 5. Aan U, o Lam van God, 'n nuwe lofgesang, want U is waardig om die wonderboek te ontvang en oop te breek, die boek van toekoms en verlede en van wat word geskrif van Gods verborgenhede. U is waardig, U alleen, omdat die werk volbrag is, toe U as offer vir ons sondeskuld geslag is. Skrifbreining 8 of 5:3 vers 1, 4 en 5, dan bly ons staan vir die seën van die Here. Fokus nou die aandag op God en ontvang sy seën. Die genade van Jesus Christus ons Here, die liefde van God ons Vader en die Heilige Gees self is met u en bly met u. Amen.